Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te kan wees. Dat ons by u kan wees en dat u vir ons die keuse kom gee het om vir u te mag kies. En dankie dat u ons die hele lewe kom verander. Dat u vir ons kom sê, ek sal jou nooit in die steek laat nie, ek sal altyd by jou wees. Jy is myne en jy is kosbaar. Help ons om te hoor wat u vandag vir ons wil sê, help ons om te luister en help ons om toe te laat, dat ons kies vir dit wat u vir ons kom sê. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. Ek wil vir ons lees uit die Bybel vir almal, en dis vir my so mooi vertaling hierdie, ek wil dit baie graag met julle deel. So, dis die bekende stukkie van Nicodemus wat vir Jesus in die nag kom kuier, en dan vir hom 'n klomp vrae vra, en dan daai bekende versie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. So kom ons lees hierdie stuk. Daar was 'n Fariseër Nicodemus, hy was 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet, God het u gestuur om vir die mense te leer hoe om hom te dien. Die wondertekens wat u doen, kan 'n mens net doen as God hom help. Jesus het hom geantwoord, ek sê vir jou, dit is seker, 'n mens moet eers weergebore word, dan sal hy weet, God is sy koning. Nicodemus sê toe vir hom, maar hoe kan 'n mens gebore word as hy klaar groot is? 'n Mens kan nie 'n tweede maal in sy ma se maag ingaan en weer gebore word nie. Jesus het vir hom gesê, ek sê vir jou, dit is seker, iemand moet eers uit water en uit gees gebore word, dan sal hy weet, God is sy koning. Wanneer iemand gebore word uit 'n mens, dan is hy 'n mens. Maar wanneer iemand gebore word uit die Heilige Gees, dan is hy 'n mens wat 'n gees het wat waarlik lewe. Moenie verbaas wees dat ek vir jou sê, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy kan die wind hoor, maar jy weet nie waar dit vandaan kom en waarna dit toe gaan nie. Dit is ook so, wanneer iemand uit die Gees gebore word. Nicodemus het vir Jesus gevra, hoe gebeur dit? Jesus het gesê, jy is iemand wat vir die mense van Israel leer om God te dien. Hoekom verstaan jy dit nie? Ek sê vir jou, en dit is seker, ek en die mense wat aan my behoort, praat van dinge waarvan ons weet. Ons vertel van dinge wat ons self gesien het, maar julle glo niks wat ons vertel nie. Ek het met jou gepraat oor iets wat op die aarde gebeur en jy het dit nie geglo nie. Sal julle dan glo wanneer ek vir julle vertel van die dinge wat in die hemel gebeur? Nee, julle sal dit ook nie glo nie. Onthou, niemand het van die aarde na die hemel gegaan nie. Net ek het dit gedoen. Ek, die seun van die mens, wat uit die hemel na die aarde toe gekom het. Moses het die slang hoog op 'n paal gehang in die woestyn. So moet die mense ook vir my, die seun van die mens, hoog aan die kruis hang. Dan sal elkeen wat in my glo die ewige lewe hê. God is lief vir die mense. Daarom het hy sy seun gegee. Daar is niemand soos die seun nie. Elkeen wat in hom glo sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. God het sy seun na die mens toe gestuur, maar nie om mense te straf nie. Nee, God het hom gestuur om hulle te red. Ons lees tot sover. Hierdie gesprek met Jesus vind in die nag plaas na die gebeure in die tempel toe Jesus kwaad geraak het en almal se tafels en stoele omgegooi het en vir hulle gesê, gaan uit, julle is besig met verskriklike goed, julle het die punt van wat dit beteken om die Here te aanbid heeltemal gemis. Hulle het selfsugtig geraak, hulle bevorder net hulle self, hulle buit mense uit, mense wat reeds swaar kry. En dan kom Nicodemus in die nag na Jesus toe.
Maar hy is bang, want hy weet wat ook al hy nou gaan kies en besluit wat hy gaan kies, gaan sy hele lewe verander. Hy sien Jesus in die nag, dat hy eerlik met hom kan praat en dan sonder dat iemand regtig in die moeilikheid hoef te kom. En dan vra hy vir Jesus, hoe moet ons dit doen sonder om ons hele lewe weg te gooi? Want die gevolg is, as hulle erken, as die fariseërs, hy is deel van die fariseërs, deel van die leierskorps van die tempel wat Jesus nou net uit mekaar uitgeruk het, né? Wat moet ons doen? Want die gevolg van as ons sê ons is verkeerd, is groot. In die eerste plek ons eie ego. Ons manier van dink, die manier hoe ons mense beheer, gaan heeltemal moet verander, né? Hulle moet verander en hulle moet vertrou dat dit wat ons mee besig is, die waarheid is, dat dit regtig die waarheid is, want die gevolge is groot. Hulle gaan mense nie moet leer oor hoe om te dink oor hulle godsdiens, en hulle gaan vir die Romeinse ryk moet verduidelik hoekom alles nou ewe skielik verander het, né? Waarvoor hulle baie bang was, né? So vir 'n fariseer om te sê, ek glo dat Jesus die seun van God is, het baie ernstige gevolge. Hulle moet sê, ek gee mag oor. Ek vertrou vir Jesus. Hulle moet sê, moenie vir ons volg nie, vra eerder vir Jesus, nee? En dit is baie groot en is baie moeilik, die gevolge is groot. En Nicodemus sê vir Jesus, ons weet eintlik, U is die seun van God. As ons in die begin gaan nou in Nicodemus na Jesus toe, en sê, daar's geen twyfel dat jy die seun van God is nie, want niemand anders is in staat om te doen wat U besig is om te doen nie. Ons kan nie eintlik daaraan twyfel nie, maar ons wil dit nie glo nie, want die gevolge is so groot. Ons weet dit, ons wil dit net nie regtig weet nie, want die implikasie daarvan is geweldig groot. Daai ding wat ek ook nou gesê het, ek weet wat die waarheid is, ek weet wat die regte ding is om te doen, maar ek soek elke moontlike verskoning om dit net nie te sê ja nie. Want dit is moeilik. Die implikasies is moeilik, die implikasies is groot. En Jesus antwoord aan Nicodemus, vir jou om het reg te kry, moet jy oorgebore word. Het is amper onmoontlik, sê hy eintlik vir hom. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Jy kan nie doen wat jy nog besig is om te doen as jy vir my kies nie. Dit is die gevolg daarvan, dit is groot. So die implikasie om deur God verander te word, is net moontlik as God dit met ons doen. Net deur Jesus wat sterf in ons plek en dat ons gevul word deur die Heilige Gees, kan ons by God uitkom, want dit is waaroor hierdie gaan, om by God uit te kom, om voor God te kan gaan staan en sê, Here, hier is ek, sonder dat ons disintegreer van al die sondes wat ons doen, van al die droogmaak waarmee ons besig is, van al die seer wat deel is van ons. Al die enigste manier hoe ons dit doen, is wanneer ons hergebore word deur Jesus, wanneer God na ons kyk deur Jesus wat gesterf het vir ons sondes, deur Jesus wat betaal het vir al daai goed. Die enigste manier wat ons gevul kan word deur die Heilige Gees, as ons kies om te glo dat Jesus dit vir my gedoen het, om dit te vat, daai pakkie te vat en sê, dis myne. Dis die enigste manier, en daai is moeilik om te erken. Die enigste manier om ons vir ewig saam met God kan wees, as ons ou self, as ons sterf in onsself en opstaan saam met Jesus. Die gevolg daarvan is dat jy anders begin lewe. Die liefde wat jy dan ervaar, hoe God jou kom ervaar, hoe God jou verander jou hele lewe. Daai liefde word deel van jou DNA en jy kan nie weer dieselfde wees nie. Jy kan nie aangaan om ander mense uit te buit nie. Jy kan nie aangaan om magsbehep te wees nie, want dit gaan nie daaroor nie. Dit kan nie daaroor gaan nie. Jy kyk anders na die wêreld, jy kyk anders na mense, jy word lief vir mense en dan kan jy hulle nie meer misbruik en seermaak nie.
vrede in jou hart, want ek's God se. Ek word God se. Ek kry 'n nuwe identiteit. Ek sal altyd God se wees. En dit maak dat jy anders kyk na die lewe, anders leef. Want jy het vrede. Jy leef nie meer uit vrees nie, jy leef nie meer omdat jy bang is, jy gaan iets oorkom of jou identiteit is in gedrang nie, want dit is veilig in God. En die wonderlike van dit is God doen dit vir jou. Nie omdat hy voel hy moet dit doen nie, want hy's lief vir jou. Hy's so geweldig lief vir jou dat hy sy seun bereid was om sy seun aarde toe te stuur om te sterf vir ons sondes sodat ons kan nuut wees, sodat ons by God kan uitkom. So as jy kies vir God het daai keuse vir ons almal gegee, né? Dis vir almal, hy het gesterf vir almal. Jy kan nie sê dis nie vir jou gedoen nie. Maar as jy kies vir God, verander jou hele lewe. Dit het groot implikasies. Die Here vra van ons om hom te vertrou. En net Nikodemus se lewe nie verander nie. Sy storie groei. Hy het nie handomkeer verander en nou het hy ewe skielik vir Jesus ontmoet, gevolg nie, maar Jesus het hom aangeraak en stadig maar seker het sy lewe verander. As 'n mens kyk na Jesus, is na Nikodemus se storie, in Johannes 3 kom praat hy met Jesus in die nag, in die geheim, omdat hy bang is. As jy in Johannes 7 lees, staan Nikodemus in die openbaar op vir Jesus en sê, maar ons kan nie so maak nie, dis nie reg nie. Hy staan op vir hom. En in Johannes 19 help hy om Jesus se lijk te begrawe. Hy gee hom die nodige respek en hy gee die olies en die salf om hom te begrawe. En op die ou ende het die waarheid Nikodemus se lewe verander. Sy lewe het verander, nie onmiddellik handomkeer nie, maar stadig maar seker het God in hom begin werk. Op die einde kon hy nie ontken dat dit wat Jesus kom doen het, die waarheid is nie. En sy lewe is verander. Hoekom moet ons sondes erken? Hoekom moet ons bely dat ons verkeerd doen? Hoekom is dit nodig? Want het is nie lekker om dit te doen nie, nee? Want om vir Jesus te kies moet ons ook sê, kan erken, maar ek het foute gemaak, ek het hom nodig. Het is moeilik om dit te doen, nee? Het is moeilik om te erken, ek was verkeerd. Dit maak seer, nee? Dit maak baie seer. Want ons wil nie verkeerd wees nie, ons wil nie kan erken, maar ek het droog gemaak nie. Die probleem is as ons dit nie kan erken nie, gaan ons nooit die volheid van hierdie bekende versie begryp nie. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie. Hy wil nie jy met jou sondes erken om jou te veroordeel nie, maar, sodat die wêreld deur hom gered kan word. Ons hoef dit nie noodwendig vir die wêreld uit te basyn en te sê, maar ek het hierdie verkeerd gedoen nie. Partykeer is dit nodig, maar die Here sê, erken voor my, vertrou my dat jy verkeerd gedoen het, sodat jou lewe kan verander. Sodat jy kan besef hoe groot dit is, wat ek vir jou kom doen het. Stap hierdie lydenspad, saam met Jesus. En deel van dit is om te sê, maar Jesus het hierdie lydenspad vir my gestap. Hy het dit gedoen dat ek kan vry wees, dat ek kan voluit lewe. Dis hoekom hy dit gedoen het. En deel van hierdie lydenspad saam met Jesus stap is om stadig maar seker te besef, maar ek is nie perfek nie. Om stadig maar seker te besef, maar ek maak droog. En te sê, Here, ek is so jammer. Ek is so jammer. En soos ons dit erken, en
En soos ons saam met God besef wat hy vir ons kom doen het, verander ons lewe. En kom die Here en sê, my kind, ek weet, maar kom na my, toe sit daai bakstene neer, ek het jou vergewe, ek het jou nuut kom maak, los dit agter jou, gaan aan en hou op om dit te doen, verander jou lewe, stap saam met my, kies vir my, ek wil vir jou lewe gee, ek wil jou vul met my gees, en ek wil vir jou kom wys wat dit beteken om voluit te lewe, sonder daardie goed. Jy het dit nie nodig nie, jy hoef nie so op te tree nie, jy kan anders kies, want ek is nou by jou. Wat beteken disipelskap? Disipelskap is die begeerte om te wil transformeer. Om saam met Jesus die pad te stap, dis wat die disipels gedoen het, nee? Hulle het saam met hom die pad gestap en gesê, Here, ek wil soos U word, ek wil verander soos U, om anders te dink, om my sondes en dit wat ek droog maak en my seer agter te laat, dit neer te sit by Jesus se voete en te sê, Here, hier is ek nou. En die Here wat sê, kom my kind, kom ons stap hierdie pad. Kom ek wys jou wat dit beteken om voluit te leef. Here, ek wil nie meer die sonde doen nie. Ek wil nie meer hê dit wat ek aanvang met my weerhou om te kan lewe nie. Ek wil dit los. Ek wil saam met U die pad stap. En waar begin verandering? Ons wil graag hê die wêreld moet verander want hy's 'n gemors. Maar verandering begin by my. Kan nêrens anders begin nie. Dit moet by my begin. Ek moet kan erken dat ek verkeerd gedoen het. En God werk deur my dan. En saam met God raak ons bewus van waar hy besig is om te werk. Sien ons raak hoe hy werk in my lewe, maar ook die wêreld rondom my. En hoe hy my gebruik om sy lig en sy liefde uit te straal in die wêreld wat so gebroken is. En deur ek wat verander het, gebruik God my om ook die wêreld te verander. Miskien om te sien hoe God werk en te getuig daarvan, sodat ander ook bereid sal wees om te sê, maar ek kan maar vir God vertrou. Ek kan maar daai stappie neem en sê, ek kies vir God. Want hy is die God van die heelal. Hy is lief vir my. Hy is betroubaar. Hy kom sy beloftes na. Ons kan daai belangrike stap in ons lewe neem. Daai keuse wat so moeilik is en sê, maar ek wil verander. Ek wil nie meer sondig nie. Ek wil nie meer ander mense uitbuit nie. Ek wil nie meer hierdie goed doen nie, want ek vertrou vir God. En hy wys my, daar's 'n lewe aan die ander kant daarvan. So mag jy vandag kies vir Jesus Christus in jou lewe. Kies en sê, Here, hier is ek. Hoe moeilik dit ook al mag wees, om te sê, ek kies vir lewe. Ek kies, al is dit 'n moeilike pad, want dit is nie 'n maklike pad, om te sê, maar ek was verkeerd nie. Dit is baie moeilik. Dit vat baie guts. Maar die Here sê, vertrou my. Ek sal dit saam met jou doen. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Kom ons bid saam. Here, om saam met U te leef is 'n keuse. Is 'n keuse wat ek maak om te sê, maar ek vertrou U. U het klaar die werk gedoen. U het klaar gesterf van sondes. U het ons klaar kom daai keuse, daai oomblik gegee om te kan kies. U het klaar alles reggemaak. Ons moet net kies. Here, daai kies verander ons lewe. Dit verander hoe ons dink, hoe ons optree, dit verander alles in ons. Dit vereis dat ons kan erken dat ek foute maak, dat ek sukkel, dat ek droog maak soms, sodat U ons kan help, nie om ons te oordeel nie om vir ons te sê hoe sleg ons is nie, maar juis om ons nie te maak, juis om vir ons te sê, en vir ons te wys, hoe geweldig lief U vir ons het. Here, die wêreld is 'n siek plek, is 'n
moeilike plek, is 'n seer plek. En ons seer maak baie keer dat ons verkeerde keuses maak en verkeerd kies. Maar Here, dankie dat ons kan weet, ons hoef nie meer nie. Ons hoef nie meer nie, want U het ons kom vrymaak. Ons kan U vertrou, hoe moeilik dit ook al mag wees. Want U is die God van die heelal. En U is die God wat ons innig lief het. Here, hou ons baie styf vas, want ons lewe is moeilik. Ons gaan deur moeilike goed. Daar's siekte en nood en so baie goed wat seer maak, trauma. Here, dis nie maklike goed nie. Dis nie eenvoudige goed nie. Maar dankie dat ons U kan vertrou met ons lewe. Dankie vir ons gemeente. Help ons as gemeente, as kinders van U om mekaar te ondersteun in ons moeilik, sodat ons kan staande bly en kan aanhou vertrou, want U sê U sal ons nooit in die steek laat nie. Amen.